ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 388. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dan belangstel in enige van my boeke, of 'n vraag het, die boek wat ek aan dink is Armageddon. Dit is presies verwysings na dit wat aan die gang is in die Midde-Ooste en omgewings. So ek dink dis 'n rooi boek, 'n A4 boek, is 'n dik boek, so 450 plus bladsye. Jy kan my kontak met my WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Soos jy sien hierbo, né? As dit dalk is dat u as 'n nuwe kyker vir die eerste keer kyk, is verskriklik welkom, gaan na deel 1 toe begin voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Uiters belangrik dat u ook inteken op die kanaal, die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings van al ons ander studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Daar's 2 nuwe reekse wat in die pipeline is. Ek is besig, ek werk dag en nag aan hulle. Is dit Abib of Nissan of die groen koring? So ek het gesê, jy moet bietjie gaan lees op die internet oor die groen koring. Gaan kyk na dit. Stuur die kontak vir die vriende en die kennisses. Die reeks is lewensveranderend. Maak seker dat jy 'n skryfblokpen en 'n Bybel byderhand het, 'n 33 Bybel ten minste. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre weer, Vader Jaffa, om vir u baie dankie te sê vir hierdie wonderlike voorreg wat ons as Jafiste het om elke oggend by mekaar te wees. Dankie vir die belofte in die woord wat sê, waar 2 of 3 my naam vergader, daar is ek in julle midde, Vader. En wanneer ek net daaraan dink oor die aardbol, dan wil ek sê, u weet, dit help ek noem getalle nie. Mense sal dink 'n ou is van jou kop af, maar aan u, Vader Jaffa, al die eer, al die eer, al die eer, al die lof en die eer, in die naam van Jafashua, die naam bo elke ander naam. Sal vir die woord seën hierdie studie vanmôre. Ons bid dit en ons gee aan Jafashua die eer, en die volk van Jafashua sê, wel nie die volk nie, elke Jafis, halleluja, halleluja, laat dit so wees. Nou wys dit jou, baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Eerstens, vertrou dat dit vanmôre vir u baie goed gaan wees. En dan is dit so maklik dat die mag van die gewoonte, vir soveel jare gepraat van die volk van Jafashua, en waar ek toe tereg gewys was, dat die volk kan verwys na die Israel, wie sê, ou, so maklik kan mense dit dink, en ek probeer my uiterste beste, en daar het ek nou die Engelsman sê, geslip op, né? Ja, Jafiste, ons is nie net sommer die volk nie, ons is Jafiste, bo natuurlike Jafiste, wedergebore uit die Ruach HaKodesh, geonderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis van ons sonde. As dit die eerste keer is dat u dalk van dit hoor en u stel belang, stuur my 'n WhatsApp, dan gesels ek bietjie met u. Prys sy naam, prys sy wonderlike naam. Die boek Spreuke, hoofstuk 21, vers 11. Nou hy sê, as 'n mens 'n spotter straf, straf is om vir iemand 'n pak slaag te gee, of iets weg te vat wat hy kon gehad het, of jy straf iemand op verskillende maniere. Maar as ek sê, as 'n mens 'n spotter bestraf, so ek wil by daai skrif die be insit, bestraf, vermaan, attent maak, verstaan ons dit? So wanneer ek dan 'n spotter attent maak op die feit dat hy besig is om te spot, as ek kom en ek doen wat die woord sê, soos koning Salomo dit hier geskryf het, ek wil net gou iets sê, verskoon my, ek het verkeerdelik iets aangehaal, waar ek verwys het na 500 vrouens en byvrouens van koning Salomo, dan Helene, baie dankie, 700 vrouens en 300 byvrouens en nog 'n klomp skelmpies. Nee, ek wil jou sê, daai man het 'n rug en 'n half gehad. Ek verstaan nie.
maar dis alright. 700 vrouens, 700 skoonmaas, ai, ja, alright, is geen wonder dat in die woestyn gebly nie, né? Kom ons kom terug tot die woord. As 'n mens 'n spotter straf, het jy iemand wat op sy agtervoete staan en wil beklei. Verstaan ons dit? Iemand wat, die Engelse woord is retaliate, iemand wat onmiddellik aggressief is, want daar is sulke mense, as jy hom net op sy knoppie druk, dan bars die bom. Dis as jy hom straf. Maar wanneer jy iemand met die liefde van Jahweh bestraf, nou wil ek weer sê, vermaan, teregwys, vernaam in die vrugte van die Ruach HaKodesh, in die gesindheid van Jahweh. Weet jy wat, dan wen jy so ou. Jy wen so 'n persoon. Want die woord sê, as 'n mens 'n spotter straf, ek wil sê bestraf, bedagsaam maak, onderrig, word die eenvoudige bedagsaam. So hy kom reg, daar sê dit. In plaas om die ou die war in te jaag, wat doen ek nou? Ek verander my taktiek. En dis dalk iets om vanmôre te hoor. Partykeer is ons dalk te vinnig om sekere goed te doen. Hoekom? Want ons wil dadelik gaan. Dit is nie so nie. Ons maak nie dit. Verstaan jy wat ek sê? Waar is ons net ons taktiek verander en sê vir my. Verander die taktiek. Sê vir my. Ek het met iemand in die week gister gepraat, eergister. Waar die persoon redelik aanvallend was. En al wat ek hom gevra het, sê vir my wat jou God se naam. En toe word al die oom se tande getrek, sommer net so. En ek kon vir hom sê, jy sit jare in die kerk, en jy ken nie eers jou God se naam nie. Is dit nie die eerste ding wat 'n mens veronderstel is, om te leer nie? Gaan vra 'n boeddhis, gaan vra 'n hindoenis, gaan vra 'n sadhanis. Dis die eerste ding wat hy leer. Want hoe kommunikeer jy, as jy nie die persoon se naam ken nie? En dis hoe 'n verhouding nie kan werk, as jy nie jou vrou se naam ken nie. Groot moeilikheid. As 'n mens 'n spotter bestraf of straf, of ek hou nie van die woord straf nie, want die straf skep onmiddellik, die Engelse woord is friction. Daar's dadelik 'n krapperigheid. Word die eenvoudige bedagsaam. Nou die eenvoudige is nie iemand wat stupid is nie. Dis net hierdie ou wat wil spot, hy wil die spot dryf. En deurdat ons dan op 'n beter manier die saak benader en hanteer, kan ons die oorsaak wees dat daai persoon tot redding kom. En as 'n mens 'n wyse onderrig, 'n Jafis, en hy neem ek en u se onderrigting aan, die onderrigting. Wat is ek mee besig? Elke oggend. Ek onderrig in die bonatuurlike naam. Ek wil leer, ek wil u woord wys, veral in die studiese goed, waar ons in die diepte ingaan van die woord, waar ek vir jou wil wys wat sê die woord, wat sê die kerk, wat sê die wêreld, wat sê die sondaars, wat sê ons as Jafiste, wat sê die godsdienstiges. Verstaan jy wat ek sê? Dis wat die dinge wat ons dan geestelik bou, en ons op 'n ander geestelike dimensie bring, ekskuus tog, ons op 'n ander vlak bring, want dit is waaroor dit gaan. Dit gaan nie dat ek op 'n 120 vlak net aankarring, nee, daar moet, dis 'n frequency, hy maak so. En ek meen nie ons moet geestelike dips vang nie, dis net dat ons moet op die plek wees, waar ons bereid is, om geonderrig te word, dat ek na 'n volgende hoogte toe kan beweeg.
Die woord kom tog so mooi en hy sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. So ons weet waarvan ons praat. Of kom ek sê dit andersom. Voordat ek met hom tuis gepraat het, het ek gedink, ek weet waarvan ek praat. Vir baie jare geweet, ek praat nou nie oor die eskatologie nie, ek praat oor die name. Ek het gedink, Jahwe is die heiligste naam wat daar is. Want so was ons gemaak, verstaan. Die Hebreëse naam, dan is dit nie eens die Hebreëse naam, is 'n Griekse naam. Wat in die Bybel invertaal was, Jahwe. Dis 'n Hindoe god, 'n chicken god, dis wat dit sê dit is. En as jy meer wil weet oor dit, praat met my. Daar's 'n hele reeks oor dit. Wat noem jy hom? God of Here, gaan luister na dit. So met ander woorde, wanneer ons 'n wyse kan onderrig, neem hy, ek en u ook selfkennis aan. Wanneer ons iemand onderrig, dan omdat dit ons dit meer en meer in 'n mooi gees en gesindheid doen. Ek sê nie ons moet 'n klomp pabroeke word nie. Nee, ek sê in die gesindheid en in die Ruach HaKodesh wil ons mense bereik vir die koninkryk van Jahwe. Onthou een ding, ek bou nie my eie koninkrykie nie. Ek het nie 'n koninkrykie, nee, ek het nie. Ek is 'n koning, seun en priester, soos wat u is. Vader het ons daar geplaas, vir my en Pastor Rika, as voorgangers in hierdie bediening, om Jahwiste te maak, om studente op te lei, pastore op te lei, sodat hulle die mans en vrouens, hulle die evangelie kan vorentoe vat. Wat 'n voorreg. Manne en vrouens wat nie skroom vir die Satan nie. Hoekom? Want hulle weet die Satan is uitgeklaar op Golgotha se heuwel. Die ding is, vandag wil mense vir die Satan met 'n klein s, ek skryf nie sy naam met 'n hoofletter nie, met 'n klein s, want dis waar hy hoort, hy's uitgeklaar op Golgotha se heuwel. En Jahwe sê, hierdie autoriteit gee ek aan elkeen van julle. So wat ons doen as bruid universeel, as Jahwiste hier vandag, is ons funksioneer in die krag van die opstanding van Jahwe. Dit wat gebeur het toe hy opgestaan het uit die doodryk uit, het elke, it's mind-blowing, as ek dit in Engels kan sê. Dis eintlik te veel om te begryp. Weet jy hoekom? Want daar's nie een ander godsdiens wat sy redder uit die dood uit opgestaan het nie. Wat sy verlosser uit die dood uit opgestaan het. Hulle kan gaan, hulle kan jou grappe, almal praat van die profeet Mohammed, maar sy graf is in Mekka, Medina. Elke jaar gaan die moslim ouens so toe en hulle is in hulle miljoene, hulle trap mekaar dood daar. O nee, die Dome of the Rock, dis hoekom in Jerusalem die goue dom daar is, dis waar hy in die hemel in opgevaar het. Nou sê net vir my, as hy die dag in die hemel ingevaar het, het hy sy bene eers gestuur gou Mekka toe, Medina toe. Ek vra net, nee, dis omdat hulle gehoor het, Jahwe het lewendig in die hemel ingevaar. En dis hoekom hulle noem hulle dan die Dome of the Rock, the most holy site vir Mekka, vir die Islam mense. Maar wat van Medina? Mekka. Met Ramadan, dan gaan hulle almal so, ja, elke moslim moet in sy lewe een keer by Mekka 'n draai gaan maak. Dis 'n geestelike tog. Net om aan daai reëling te vat waar die bene lê, is vir hulle genoeg. So kan u my blameer as ek excited raak oor die naam van Jahwe. Ek het nie been om aan te vat nie. Maar ek weet die woord sê, hy het opgestaan en hy lewe tot in ewigheid. Maar dis nie waar dit stop nie. Die feit dat ek en u vandag gered is, deur die oortuiging van die Ruach HaKodesh en Jahwe se genadebloed, met die belofte dat hy gaan terugkom om ons te kom haal. Weet jy wat? Mohammed het nooit beloof, hy kom terug om die Islamiete te kom haal nie. Nooit. Nooit. Maar Jahwe het vir ons 'n belofte.
dat julle sal lewe al het julle ook gesterwe. Ek is so lief vir die woord. Wat maak my en u vanmôre opgewonde? Die feit dat ons verlosser en sy Vader, die skepper van hemel en aarde, sy oorspronklike, antieke, Hebreërse name ken. En dis wat hierdie godsdienstig is, hierdie NAR agente wat gitaar speel, hulle kom eers behoorlik instel nie, dan wat hulle bekommerd maak, wat hulle laat heen en weer hardloop, is die feit dat ek en u weet, wat ons weet, wat die waarheid is. En dit vrees die Satan en sy trawante. Maar weet jy wat? Ons gee niks om nie. Ons doen wat Jaffa ons voorgeroep het. Elkeen van ons, as Jafiste en bruid van Jafashua. Ons doen wat ons hand vind om te doen, totdat ons sterf, of tot hy ons kom haal. Tot môreoggend, as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.